Baie welkom aan ons aanlyn kykers. Ons is bymekaar op die 3de Sondag in Koninkrykstyd. Dis die 14de Junie en ons wil vir mekaar ook sê dat as ons hier is, dan is ons hier omdat ons na die Here soek. Ons het hom nodig, ons dors na hom en uiteindelik wil ons naby hom wees, wil ons in hom bly omdat hy ook in ons bly. Ons gaan 2 gedeeltes lees vanoggend as skriflesing. Die bekende Jesaja 5, wat 7 verse is, wat beskryf in 'n liefdeslied hoe God oor sy wingerd voel. En dan die Nuwe Testament antwoord in Johannes 15. Die bekende wynstok en die lote. En ons gaan kyk hoe die 2 uiteindelik met mekaar praat en ons in 2026 help om 'n verskil te kan maak in die wêreld waar ons is. So kom ons buig ons hoofde en dan bid ons net saam. Here, soos iemand dors is en smag na water, so smag ons na U, Here, ons skuilplek, ons herder en die ware wingerdstok. Amen. Ons lees uit Jesaja 5 vers 1 tot 7. Nou, as jy in jou 83 vertaling gaan kyk, dan is die opskrif by Jesaja 5: Wat kan ek nog vir my wingerd doen? En as jy net nou vers 4 sien op die skerm, dan gaan die vraag verder en sê, wat kan ek nog vir my wingerd doen wat ek nog nie gedoen het nie? Ek wil hê jy moet die prentjie in jou kop kry van iets waaraan jy geweldig tyd spandeer het om dit aan die lewe te hou, om 'n sukses daarvan te maak. En dan op 'n tyd, op 'n dag, op 'n punt in jou lewe te kom en te sê, ek het nou alles moontlik gedoen. En dit werk nie. So wat kan ek nog vir my wingerd doen wat ek nog nie gedoen het nie? Dis die tema. Nou gaan julle hoor, wat sê die Here en hoekom hy in vers 4 daarby uitkom. Belangrik, vers 1, ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat ek lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel, het die grond omgespit en die klippe verwyder en dit beplant met veredelde wingerdstokke. Volgende moeite, hoor wat gaan aan, vers 2, se tweede gedeelte. Hy het 'n wagtoring daarin gebou en 'n parskuip uitgekap. Hy het verwag dat dit goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. En nou inwoners van Jerusalem en manne van Juda, beslis tog tussen my en my wingerd. Kyk jy na die eerste 3 verse, dan sê jy, alles moontlik is gedoen dat hierdie 'n suksesvolle wingerd kan wees. Inteendeel, 'n produserende wingerd, want daar's alles. Daar's 'n wagtoring, daar's 'n parskuip. Julle sal net nou hoor, daar was heininge, daar was elke denkbare ding gedoen om die beste edelwyn, is nogal mooi as jy sê, hy het edel wingerdstokke geplant. Met ander woorde, die gedagte was goeie wyn, goeie tafeldruiwe. Nou, hy vra, beslis, maak 'n oordeel, help my. En dan vra hy vers 4,
wat kan ek nog vir my wingerd doen, wat ek nie reeds gedoen het nie? Nog 'n vraag, wat is dan die rede dat dit suurdruiwe voortgebring het, terwyl ek verwag het, dat dit goeie druiwe sou dra? Ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Nou kyk wat gebeur in vers 5 se tweede gedeelte. Ek gaan die doringheining verwyder en verbrand. Sy muur afbreek, sodat die wingerd vertrap kan word. Ek gaan hom tot nuut maak. Hy sal nie meer gesnoei of geskoffel word nie, maar ingeneem word deur doringbosse en onkruid. En verder, ek sal die wolke verbied om daarop te reën. Die wingerd van die Here die Almagtige, die wingerd wat hy geplant het en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Vers 7 se tweede gedeelte. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was onreg. Dat daar geregtigheid sou wees, maar daar was net die hulpgroep van verontregters. Soedruiwe teenoor suurdruiwe. Johannes 15. Net vers 1 tot 5 en dan vers 9. Kan nie wees nie. Ek vra verskoning uit na Johannes 15 nie uitgegooi. Hy het dit toe nou nie ingesit. Mag maar kom, gou op. My net 'n kans het geniet vir ons op. Kan nou die alarm oor kan die pad wees, Charles, hoor. Vra verskoning, ek gaan hom nou vir ons oopmaak, ekskuus. Ekskuus, julle gaan hom net op die skerm kan lees nie, maar ek gaan hom vir julle hier kan lees. Goed, Johannes 15, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. En dan onthou julle die laaste reeltjie van ons lofsang. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. En dan vers 9,
Soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende, as julle doen wat ek julle beveel het. Kom ons lees tot sover toe, en dan hoor ons wat sê die Here dan ook vanoggend vir ons. Jesaja 5 sê pertinent, God sing 'n liefdeslied oor sy wingerd. Hy vertel wat hy alles gedoen het, hoe hy grond voorberei het, klippe verwyder het, die beste wingerdstokke geplant het, 'n wagtoring gebou het, 'n parskyp uitgekap het. Met ander woorde, sorg. Die beste sorg. Alles spreek van liefde. Daarom die teleurstelling, die pyn, dat op die dag wanneer hulle oes, die wingerd suurdruiwe voortbring. En dan moet ons nou vir mekaar sê, wat bedoel hy as hy praat van suurdruiwe? Nou, dis nie daai suurdruiwe wat die WP het as hulle in die Bulls verloor. Suurdruiwe. Slegte druiwe. Druiwe wat nie eetbaar is nie. Wilde druiwe. Bitter vrugte. Vrugte wat nie lewe bring. Kom ek vra jou gou. Het jy al so iets beleef in jou lewe? Jy is lief vir 'n appel, jy is lief vir lemoen, jy is lief vir peer, perske. Jy jou vrug kies. En is daai dag, dis daai oomblik wat jy sê, ek het nou tyd, ek gaan nou my vrug eet. Ag julle, en dan hap jy daai appel. En hy is nie crisp nie, hy is melerig. En as jy so naby die pitte byt, dan sien jy, hier's nou nog mede-inwoners ook. Of daai heerlike geelperske wat jy gedink het. En as jy hom sny, dan is hy so 'n bietjie bruin en ek hoef nie te verduidelik nie. So ek dink ons almal ken daai ding en dis presies hier wat gebeur. Die Here verwag met al die, ekskuus as ek die Engelse woord gebruik, met al die effort wat ingesit is, dat dit nie die tipe vrug is wat hy gaan kry nie. So God het goeie vrugte verwag. En dis hoekom vers 7 ons uiteindelik help en hy sê die tragedie is dat God het reg verwag, maar daar was onreg. Hy het geregtigheid verwag, maar daar was die hulpgeroep van veronregtes. Hy het trou verwag waar daar selfsug was. Hy het lewe verwag en daar was gebrokenheid. Hy het verbondenheid verwag, maar mense was in vervreemding. Daar was wantroue. Daar was vertrouensbreuk. En die ding ons moet vir mekaar hier baie duidelik sê. As jy tot by vers 3 kom voor die Here in vers 4 sy vraag vra, wat moet ek nog doen?
Die belangrike is om hier te sê, die probleem is nie dat God te min gedoen het nie. Want ons sal baie keer kry dat God geblameer word. En as jy dan uiteindelik lees wat die Here van vers 5 of sê, wat hy nog alles met die wingerd gaan doen, dan besef jy, weet dit wat in vers 1, 2 en 3 beskryf is maar 'n gedeelte van wat hy gedoen het. Hy moes die dorings omsit, hy moes die muur bou, die heininge, dat dit nie vertrap word nie. So hier is God nie in die beskuldigde bank nie. En ons as mense doen dit so baie. Waar was die Here dan? Waar lê die probleem? Die wingerd het nie die hart van die wynbouer weerspieël nie. So dit wat opgelewer is nie wat die intensie was van hom wat die wingerd gebou het. Dis hoekom hy sê, wat kan ek vir hierdie wingerd doen wat ek nog nie gedoen het nie? En as jy dan 5, 6 en 7 lees, dan klink dit soos oordeel, en dit kan oordeel wees, maar ek dink diep in dit lê teleurgestelde liefde, 'n stikkende hart. En ek dink papas en mamas, of selfs kinders, voel partykeer so oor verhoudings. Paas en ma's het alles ingesit om vir hulle kinders die beste te gee. En dan is daar net hartseer, teleurgestelde liefde. Of kinders wat na ouers kyk en sê, dit maak seer. So Jesaja 5 sê vir ons, dis die pyn van 'n God wat geplant het, wat versorg het, wat gewag het, wat gehoop het en wat liefgehad. Hoe pas dit in 2026? Ons is mense. Dalk moet ons eerder sê, ek is 'n mens. En eie aan die mensdom van hierdie tyd, is ons raak maklik ontwortel. Ons gryp baie keer na strooihalms. Daar's baie goed wat mooi op die oor klink. En omdat ons in 'n gejaagde wêreld leef wat kitsoplossings en antwoorde soek, ondersoek ons nie noodwendig hierdie goed wat so mooi klink nie. En dan backfire dit op ons. Dan is ek ontnigter, dan raak ek wisselvallig. So ek moet julle terugvat na Psalm 1 toe van verlede week. Julle het so 'n bietjie gelees, ek dink ons gaan hom hierdie week weer lees in ons stilte tyd. Wat sê Psalm 1? Die mens is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is. Ons sê ek weer, ons leef as ontwortelde mense. Dit is gemaklik, of nie gemaklik nie, dit gebeur maklik, dat ons ontwortel word. Nou het ons verlede week vir mekaar gesê, Psalm 1 se bome by waterstrome sê wat? Dis bome wat geplant is om te bly. Hulle word nie elke week geskuif nie. Hulle word nie elke week uitgeplant nie. Dis bome met 'n penwortelstelsel wat vanuit 'n dieper bron gevoed word. En dan kan ek en jy maar vir mekaar sê, lekker gekookte mieliepap op die stoof
is baie lekkerder as kitspap wat jy net kookwater by gooi. En dis wat ons baie keer in die lewe gebruik vir antwoorde. Ons eet die kitspap by die pakkie uit. Omdat ons nie wil wag dat die pap op die stoof gaar word. Nie kitsantwoorde nie, dieper wortels. En dis hierdie vlak wortelstelsels wat die pyn veroorsaak, wat die seer maak. En dis hoekom Psalm 80 ons help. En julle gaan werk aan hom in die week. Psalm 80 neem die pyn op in gebed. Hy sê God het 'n wingerd geplant, maar nou lyk die wingerd verwoes. Psalm 80 haak aan by Jesaja 5 en sê maar wat moet ek nou nog doen? Kyk hoe lyk dit. Wat bid Psalm 80? Herstel ons, o God. Laat u aangesig skyn. Watter taal is dit? Dis die taal van mense, dis die gebed van mense. Dit kan vandag jou gebed wees. Wat sê, ek weet, ek het God nodig. Jy kan nie ons uithaal en sê, herstel my, o God. Laat my u aangesig sien. Laat u aangesig oor my skyn. Ek het u nodig. Ek het nie beter planne nodig nie, nie beter strategieë nie. Ek hoef nie nog 'n keer te probeer nie, maar ek kan staat maak op God se teenwoordigheid. En dan kom Jesus. As jy geluister het na Jesaja 5, jy luister na Psalm 80, dan hoor jy vir Jesus in Johannes 15. Want Jesus antwoord die pyn van Jesaja 5 en Psalm 80 en Johannes 15 as hy sê, ek is die wynstok. Ek is die ware wynstok. En hoor net hoe aangrypend. Waar die wingerd van Jesaja 5 en Psalm 80 gefaal het, bring Jesus nou self te lewe. Ek is die wynstok. En die evangelie sê nie probeer harder om beter vrugte te dra nie. Jesus sê bly in my. Bly in my soos ek in julle. Deur verbondenheid is daar vrug. Ek kan rustig Johannes 15 gaan lees, ons het hom al baie gepraat hierdie jaar. Maar as daar nie verbondenheid nie, as jy nie in my is nie, as jy nie aan die wingerdstok gekoppel is nie, sê hy, sny ons die lote af en ons gooi in hulle bondel en ons verbrand hulle want hulle beteken niks. Soos 'n loot nie uit homself kan leef nie, kan ek en jy nie leef as ons afgesny is van God. Dis hoekom Psalm 36 ons help om te sê, mense skuil in die skaduwee van die vleuels. Wat sê dit? As ons nou oor wingerd praat. Dan sê ons, God is nie die inspekteur. God is nie die een wat deur die wingerd loop en kyk na alles en sê, slegte drywe, trossie, dit, nee. God is in die eerste plek 'n skouplek.
Mense skuil in die skaduwee van u vleuels. Klink groot woorde, maar dis letterlik daai ding van ons skuil onder die vlerke, die beeld van die hen met die kuiken en beskerm. Van wat gebeur? Onder sy vleuels, daar waar ek tuis gekom het, daar word mense herstel, daar word ek herstel. Daar leer ek om weer te vertrou. Daar begin my wortels groei. Daar word liefde in en deur my sigbaar. Nou wil ek weer vir jou sê, ons is nie met 'n prestasie godsdienst besig nie. Want my identiteit lê nie in wat ek doen nie. My identiteit lê in aan wie ek behoort, naamlik Jesus Christus. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek leef in geborgenheid. Ek leef in connection, verbintenis met God. Ek het verlede week vir julle die aandgesang aangehaal, maar ek het gaan kyk in die ou gesangboek wat ons gesing het, gesang 353, dan sê hy, as dit by hierdie ding kom oor geborgenheid, oor veiligheid, oor by God versorg wees, dan sê hy, dank Vader, dank vir u genade. Dis onverdiende guns alleen. Beoordeel u na reg my dade. Nou hoor nou praat hy Psalm 36 taal. Hy sê, waar sal ek skuil? Waar vlug ek heen? En dan praat hy Johannes 15 taal. Hy sê, maar nee, ek wil nie vrees nie, u spreek my vry om Jesus bloed. Ek sal nie meer bekommerd wees nie, in hom, aan wie ek behoort, Jesus Christus, in hom, het ek rus vir my gemoed. En dis geloof. Nie omdat ek alles verstaan nie, maar omdat ek weet, aan wie ek behoort. Terug by katekismus, vraag en antwoord 1. Ek behoort in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser en saligmaker, Jesus Christus. Ek weet aan wie ek behoort, sy naam is Jesus Christus. En as ek in hom, wat die wingerdstok is, geanker is ek in hom bly, en hy in my, wat sê hy? Dan word die vrug sigbaar. Dan sal julle inteendeel baie vrug dra. En nou wil ek jou help, want dis belangrik. Die vrug waarvan Jesus praat, is nie bloot uiterlike godsdienst nie. En dit help ons met die prestasie ding. Dit help nie, jy doen 'n klomp goed vir God. En jy reken, almal moet nou hierdie vrug in jou lewe raak sien. Want dan is dit uiterlike goed. Dan is dit 'n tikboks vir die dag en dan het ek gedoen wat ek moes. As ek Jesaja 5 hoor, dan sê hy, dis liefde, dis geregtigheid, dis medelee, dis gemeenskap, dis 'n lewe wat vanuit Christus groei. Wanneer ek in Christus bly, dan vloei sy liefde deur my, dan word die vrug sigbaar. En ek moet hom een Engelse aanhaling inkry vanoggend. Nou skryf hy sê, hoorie, ongelooflik. If we carry God in our hearts,
we see God in the world. Kan ek dit weer lees? If we carry God in our hearts, we see God in the world. Wat bedoel hy? Dit beteken, as Jesus, soos ons as klein kindertjies gepraat het, in my hart bly, sê Johannes baie vereenvoudig, dan gaan ek die mens wat ek ontmoet in die wêreld sien as iemand in wie se hart Jesus ook bly. En dis hoekom ek God in die wêreld sien. Want ek sien die mens wat oorkant my is in die lewe as beelddraer van God. Ek sien die mens wat oorkant my is as dieselfde mens van Genesis 2 in wie se neusgate die asem van God ingeblaas is. En dan kan jy daai liedjie sing, maar dan maak ons hom so 'n bietjie anders. All I need is the air that I breathe. En dan is dit die godsasem. Die lewensasem wat aan my en jou die lewe gee. Wanneer ons Christus in ons laat woon, dan begin ons sy teenwoordigheid raak sien in mense. Dan is gebroken en nie meer 'n ding van wat het hulle nou gedoen om hier te land, of wie hy was net te sleg om te werk. Dis hoekom hy sit waar hy sit. As ek nee, ek leer ook om in die gebrokenheid vir God raak te sien. Ek leer om God in die alledaagse van elke dag raak te sien. Ek leer om God in die gemeenskap raak te sien. In liefde wat sigbaar word. So ek vermoed Koninkrykstyd 2026 wil vir my en vir jou sê, staan. Dis goed jy 'n dagboek het. Jy moet gestruktureerd lewe, maar daar's 'n paar goed wat jy kan uitvee. Daar's 'n paar nuwe inskrywings wat kort. Sulke blokke wat jy uitsit en sê stadig, rustig, afsondering, minder prestasie, dis tyd om dieper wortels te groei. En wat het ons vir mekaar gesê verlede week? Dieper wortels groei normaalweg in stilte, in afsondering, onder die grond, waar hy noodwendig sigbaar is. Maar daai groei lewer op die regte tyd sy vrug. So ek en jy kan rustig verder stap. In Christus gewortel, uiteindelik in pas met die Gees, word die vrug sigbaar. Die ou vertaling van die Matteus teks het gesê, dra dan vrugte wat pas by die bekering. Ek glo my hele hart is wat God vra in 2026. Hou op vir mense vertel van vrugte.
En wie is die vrug wat die wêreld kan geniet? En as hulle die hap vat, dat dit 'n gesonde vrug is. Dat hy nie buite blink en binnekant stink nie. Hoe kry ek dit reg? In verbondenheid en in die geborgenheid by God. Kyk maar, as die vrugteseisoen kom. Oomblik as 'n perske van die boom afval, vrot. Hy kan nie vir ewig daar bly nie, as hy nie verbind is nie. Kan hy nie sy volle potensiaal bereik nie. Kom, ek gee vir jou tyd om so 'n bietjie stil te word. Here, as ek bid vir oggend, dan bid ek graag die woorde van Psalm 80 wat sê, herstel my, o God, laat u aangesig oor my skyn. Ek weet, ek het u nodig. Nie beter planne, of nog 'n geleentheid, maar u teenwoordigheid. Daarom wil ek vanoggend by u pleit en vra dat ek onder die skaduwee van God se vleuels mag bly. Ek aanvaar vanoggend die uitnodiging van die ware wynstok wat my nooi om in hom te bly. Sodat die vrug van liefde en geregtigheid en lewe ook in my lewe sigbaar kan word. Amen. Vriende, as ons praat oor ons koninkryksgebeure, net die volgende, ek herinner vir julle by die Tuis vir Bejaardes, die 15de Augustus, die oggend, kuier Lindy Strydom, baie mooi geleentheid, dis by Suiderlik gemeente, R150 per persoon, en dis ten bate van Luipaardsvlei Tuis vir Bejaardes. Dan wil ek net noem oor die selfoon boodskapdiens. So my belangrik dat jy my nommer het 083-654-0806. En terwyl ek dit sê,
Wil ek dan net sê vir ons medekykers, ek het nou in die week van hulle nogal ontmoet, was baie lekker. Mense in die Oos-Kaap, Ashton, wat by ons inskakel, baie welkom aan julle. Hulle het iewers my nommer gekry. En dan is daar ook mense in Kanada, wat elke week saam met ons inskakel. En ook aan julle, ek weet nie wie van ons kry die koudste op die oomblik nie, Kanada of Suid-Afrika nie, maar in elk geval, hulle somer is in elk geval nog kouer as ons winter. So, dis lekker om op die manier ook te weet dat hiervan uit Luiphardsvlei uit, daar wêreldwyd tot aan die uithoeke van die wêreld ook 'n verskil gemaak word. Ek wil tog sê, jy gaan elke dag nog steeds jou WhatsAppie kry, en dis vir my belangrik dat jy tog verstaan. Ek verstaan daar's mense wat werk met bullet points, jy weet, met ander woorde, daar moet 15 puntjies staan, en hulle moet genommer word 1 tot 15, en dis hoe jy leer, dis hoe jy verstaan, maar daar's van ons wat ook met prentjies leer. So ek verstaan by tye, my goed het dalk te veel prentjies in, maar as jy elke week saam met ons in die erediens is, dan verstaan jy dat die prentjies in aanhalingstekens, het bepaalde simboliek, en dit help ons in terme van ons vorming. So as jy 'n Bybeltjie kry, dan help dit jou om te lees. As jy 'n brein sien, dan weet jy moet dink. En so kan ons nou aangaan. As jy wonder oor wat beteken die voetjies en die blare, is dit eintlik net disippels wat volg in die spore van Jesus. Groen blare is vruggies. Ag, en nou net vir die pret daarvan het ek hierdie week 'n druiwetros bygesit. Net om te sê vertra vrug. Is nie stout nie, ek moet swallig nie. Maar dit help. Party mense leer net baie beter as hulle prentjies sien. So, dankie vir almal. Geseënde week vir die aanlyn kykers en ja, mag jy gaan lees en gaan dink en gaan wag, gaan bid, gaan leef en gaan doen en mag jy vrug dra. Totsiens.